The Savior has come in His mighty power and spoken peace to my soul. And all of my life from that very hour I've yielded to His control. I've yielded to His control. Oh, it is wonderful, it is marvelous and wonderful what Jesus has done for the soul of mine, the hope that's never been told. Wonderful, it is wonderful, it is marvelous and wonderful what Jesus has done for the soul of mine. The hope has never been told. From glory to glory He leads me on, from grace to grace every day. And brighter the glory dawns, while pressing my homeward way, while pressing my homeward way. Oh, it is wonderful, it is marvelous and wonderful what Jesus has done for the soul of mine. The hope has never been told. Wonderful, it is wonderful, it is marvelous and wonderful what Jesus has done for the soul of mine. The hope has never been told. Goeiemôre liewe vriende. Vandag is 'n triomfanklike dag waar ons spesiaal geleenthede het waar ons die 100-jarige viering gaan feesvier. Dit is nou soos my ma altyd gesê het, groot makietie. En ek vertrou dat u beste, wel ek hoop u nou lekker geslaap dat u nou nie ware vreugde het en nou nie moet aansit nie, maar ons groot vertroue is dat u hierdie diens wat ons as span, wat die toerspan was die jaar, wat reg hierdie jaar getoer het, baie meer lewend sal wees, dat u dit sal geniet om terugvoer te gee aan u wat vir ons gebid het, u wat ons ondersteun het en u wat ons dopgehou het op die Facebookblad, om te weet waar siele gered is. En vriende, daar is soveel siele wat hierdie jaar by die kruis uitgekom het. Ons eer die Here. Ons gaan vir u statistiek gee, ons gaan vir u rapporte gee, daar's 15 rapporte, hulle het net 'n minuut elk, so as hulle oor die minuut, jy moet net so die bakstene optel, dat hulle weet, hulle moet nou op 'n getuig, ekskuus net vir die span, ons gaan daai mikrofoon gebruik, so ons gaan net so 'n bietjie terug staan as die persoon getuig, Daniel, ons wil net so 'n bietjie kan draai, hy gaan nie kan uitkom nie, want hy is geplak, net so 'n bietjie draai, daar's hy. En dis vir ons so kosbaar, vriende, 15 maande terug, toe ontvang ek die oproep van oom Frans, dat ek en my vrou het by die huis, en ek moes net sit, toe sê hy, Boetie, ons wil vra dat jy en jou vrou die toer sal lei, en op daardie oomblik, toe ek die foon neersit van die gesprek met oom Frans, toe was my eerste gedagte, jy sal dit nie glo nie, maar dit is regtig so, wat gaan ek vandag vir u sê? Ek het dadelik gedink, oor 'n jaar en 3 maande, as ons by die eindjaarkonferensie kom, wat se terugvoer gaan ons gee? Ek het dadelik gedink, wat gaan ek vir u kan sê? Gaan ek vir u sê, ons het hierdie jaar oud geword. Ons het so 'n bietjie oud geword die jaar. Nie wysheid noodwendig maar by my nie, maar net, dit was 'n lang jaar, ons het nie, wat gaan ek sê? Gaan ek vir u sê, dit was wonderlik. Wat gaan ek vir u sê? Gisterand toe ek dink, sê ek, Here, wat gaan ek sê? Ek dink nou al vir 15 maande, dit en ek weet nog steeds nie wat ek vir u gaan sê nie. En toe dink ek aan die 3 goed. Die 3 dinge wat ek vir u vandag wil sê oor hierdie jaar se toer. Oor die meer as 40,000 mense wat hierdie jaar deur hierdie spannetjie voor, en ons baie graag as ons dit sê, meer as 40,000 mense wat die evangelie gehoor het die jaar.
Die eerste ding wat ek vir wil sê, not somehow, but triumphantly. Die Here was met ons. Elke lied wat ons gesing het, elke poppekas, die Here was met ons. En ons staan triomfantlik vandag wetend dat die God wat ons geguide het, gehelp het, elke stapie, elke voorbereidings, die Here was met ons, not somehow, but triumphantly. Die tweede ding wat ek vir wie wil sê, nou moet jy vir die span kyk, heiligmaking werk uit. As iemand vir my sê, daar bestaan nie so iets soos 'n dieper werk, dat oorwinning nie moontlik is, dan wil ek vir jy sê, jy moet na hierdie mense kyk en vir my sê, dit bestaan nie, dan wil ek vir jy sê, dit bestaan. Ek het dit gesien, in 'n span wat saam gewerk het, in 'n eenheid wat ons gebid het, van baie lank al gebid het, Here, bind ons saam, en die eenheid het bly staan, geen om wat so hobbels ons getref het, die Here was met ons, heiligmaking werk uit. Die derde ding wat ek vir jy wil sê, en ek gaan nou net die vers quoteer, en dan moet jy die blou boekie by 113 oopmaak. En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het. Maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, en ek vat nou Johannes se plek as ek hierdie sê, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Amen. Hoe kosbaar. Ons gaan vir jy so dit op die gee, ons gaan nie saam met ons op toer vat, ons gaan hier nou in die bussie laai met die getuienisrapporte en ons gaan nou saam toer. Jy moet nou saam reg wees, die tas moet gepak wees, nie tas in die tas, dis nou vir 6 weke aan een wat ons gaan toer. Is jy gereed? Jy gaan nou saam met ons inklim en jy gaan die toer saam geniet. Kom ons loof en prys die Here met blou boekie lied nommer 113, loof God vir sy dade en ons gaan dit staande heerlik saam sing. Vers 1 en vers 2. Vader, ontvang elke kroon wat ons nou gaan deel, terug aan die voete, want U is dit waardig. Amen. Nou, soos ek sê, ek hoop die tasie is gepak, ons gaan nou in die 2 bussies klim, daar is nou net 2 bussies en ons is vir die meeste van die tyd 15, en daar was 15 sitplekke, want die Namibiese karavelbussie se agterseats moes uitgehaal word, so jy kan net daar sit, so jy moet nou besluit wat se bussie jy wil inklim. Die Quantum is 'n lekker spasie, maar die Namibiese bussie bietjie meer gemak, want daar kan net 5, so jy moet nou besluit of jy nou gaan hoogmoedig wees en saam met Tyron in die handbussie klim en of jy wil in die Quantum klim. Ek grapte, so hier baie van die goeders moet jy vergewe, dis nou maar soos die Engelsman sê, inside jokes. En ons gaan nou op die pad klim, en ek en my vrou klim op pad Weskaap om die eerste toer te begin, en ons sien die naalsak van daai Quantum bussie.
En ons sien, ons besef hoe vinnig, hy gebruik net so meer as 5 kilo, soms daarom so 6 kilos op 'n liter. En ons dink, Here, hoe nou? En ek wil vir julle sê, as jy saam met ons op die toer klim, ons het presies uitgewerk, daar lê vir ons 23.725 kilos voor op hierdie toer. Is jy reg vir hom? Oor die 23, amper 24.000 kilos lê voor. Ons werk toe uitgestraal, sit ek met die boek wat ons mee trek gehou het, hoeveel dit gaan kos, hoeveel net die petrol gaan kos en die diesel gaan kos, is jy reg, sit hier. R64.174,79. Sit hier nog? Net vir die Quantum. Ons moet nog die Namibiese, hy is al so hy kry so 10 kilos op 'n liter, so hy is al so 'n bietjie lig. Vriende, net voertuie, alles saam met ons uitgewerk, die estimasie, verskoon nie anglisisme, gaan ons so uitwerk R130.000. Kyk vir my, elke sent het die Here voorsien. Vra 'n bietjie die span, het ons nie een keer sonder petrol gaan stop nie. Ken U my Here Jesus? Hoe wonderlik is dit. Hy het vir ons voorsien, dit lê vir ons voor en die vrees is nog in ons hart, want ons weet nie wat voor lê nie. Nou kan ons terugkyk en sê, die Here het voorsien, en ek gaan vir Joret en dan vir Jonita vra direk na mekaar, om vir ons te getuig waar die Here vir ons voorsien het op verskillende aspekte van hierdie toer. Dadelik sing ons vir U, ek is die weg. Die leier is ons Here Jesus Christus. Dankie Joret en dan Jonita. Ja, ons eer die Here, toe ek en Vis in die bussie klim, soos hy sê, toe sien ons hoe daai naald val. En ons het vir die Here gesê, Here, of ek persoonlik het gedink, ons gaan in die Kaap kom, en dis waar ons gaan stop. Ons gaan soos die ou trekkers, gaan ons nou net verkeerde kant toe, ons gaan afkaap toe. Maar die Here het so vir ons voorsien. Ek onthou, ek wil net vinnig getuig, daar was 'n geleentheid toe ons in die Vrystaat was, dat die rekening so effens aan die leekant was, en ons het begin sê, Here, maar U het ons tot hier toe gehou, wat nou? En ons is op Adreddersburg toe vir 'n kinderhuisopening en Albert Vis moet net vinnig die Quantum gaan volmaak. En hy kom en hy stop, hy's baie haastig, ons moet betyds wees. En die petroljoggie begin om in te gooi en soos nou hy so hier 3/4 kom by die tank, so R700-800, hier gaan die krag van die petrolstasie af. En hy raak toe benauwd en hy sê, toe maar hy is reg, hy maak het gou klaar vol, dan sal hy dit gaan uitsorteer in die kantoor. En hy gooi toe nog so R200-300 in, en daar gaan die krag weer eens af. En hy hardloop en nou daar in die kantoortjie in, en ons sê toe, luister, ons moet 'n strokie hê, vir die boeke moet ons gelukkig, dankie Tannie Erika, moet ons 'n strokie hê. En hy sê toe, maar hulle kan nie vir ons 'n strokie gee nie, want hy is nie seker hoeveel liter het hulle vir ons ingegooi. En Vis sê toe, luister, ek gee vir my jou, ek sal vir jou my ID selfs gee, hier is my foonnommer, ek moet net nou ry, ek beloof ek sal terugkom en kom betaal. En die ou sê toe, nee, dis reg, en Vis is daar toe weg. En ons is Reddersburg toe, baie geseënde tyd daar gehad. En so 'n paar dae later toe ons weer deur Bloemfontein kom, toe stop ons weer by die petrolstasie en ons sê toe vir die ouens, is hierso ons wil betaal. En hy sê toe net, nee wat, julle kan maar daai een gratis kry, want ons het dit nie op die rekord nie. En vriende, ons besef toe op daai oomblik, ons dink God moet op 'n spesifieke manier voorsien, maar hy voorsien soos wat hy wil. En as hy vir Eskom kan gebruik, kan hy enigiets. So ons het nie net die Here vertrou vir die finansies wat nodig was vir die toer nie, maar daar's baie ander reëlings wat in plek moes val. En een van die dinge wat ons op 'n stadium baie benoud oor was, is ons het die toer gereël, uitreike gereël, maar daar was nog geen verblyf vir die studente nie. En ons het die Here gesoek 'n week voordat die toer sou begin en almal sou opdaag. Besef ons het nog nie eers verblyf vir een persoon nie. Nou het ons nou oralste probeer uitvind, maar die mense wat in die verlede verblyf gegee het, kan dit nie hierdie keer verblyf gee nie. En so het ons regtig ernstig die Here gesoek, asseblief Here, gee uitkoms, dat ons op 'n manier vir almal, en jy weet nou, dis 'n groot span, en jy kry nie sommer net so vinnig verblyf nie. En ons het die Here vertrou, en ons het 'n pamfletjie uitgestuur, met almal se gesiggies op, met die kerke gedeel, as er enigiemand is wat bereid is om te help met verblyf, sal julle ons asseblief kontak. En so kontak daar 'n vroutjie van Madrie en sê, weet jy so, ek hoor julle soek verblyf, en sy erken toe dan van die gesiggies van ons Oos-Kaap werkers daarop, en sy sê, maar jy kort julle nog verblyf, en Madrie sê toe maar, okay, ons het nou gehoor, by die koshuis kan ons nou die helfte van die span laat bly, maar as sy ons dalk net kan help met die ander helfte van die span, sal ons dit uit ons hart uit waardeer, en kan sy net vir ons dan laat weet hoeveel dit sal kos.
En die tannie kom toe terug en sy sê maar julle is welkom om daar te kom by my gastehuis te kom bly en dan gaan julle niks vra nie. En toe sy hoor die ander deel van die span gaan by die koshuis slaap, toe sê sy voel nie so gemaklik dat ons daar sal slaap nie. Wil ons nie maar almal in haar gastehuis kom bly nie, en so het sy haar hele gastehuis vir ons uitgeboek en ons kon net die Here eer. Sy het ons een middag genooi vir ete en sy het letterlik die beste uitgehaal. Die Here voorsien ook in die verblyf en etes. So die Here is so getrou en ons eer hom daarvoor. Tasie is nou gepak, ons is nou op pad. Ons kom daar in die Weskaap aan en dit is so dat dit het net so uitgewerk dat ons koor het 'n regent, mevrou Kobie Wenzel, het ons gehelp en ons het min of meer 'n week gehad dat ons tyd gehad het om net gou deur ons nuwe goedjies uit deur te gaan. Ek wil vir sê ons het hierdie toere begin te besef ons kan nie ons het so 'n opvoering met 'n slaapsak waar jy nou vassit in die son en kom uit. Ons doen dit nou vir 13 jaar, het ons nou al die slaapsak opvoering en ek sê vir die span, dis nou Desember verlede jaar, sê man ons kort 'n vars boodskap. Dieselfde boodskap, ons wil die net 'n bietjie aan die ander kant uitgooi, 'n vars boodskap. En die Here het ons 5 vars sangdienste gegee. Reddingssangdiens, heiligmaking sangdiens, roepingssangdiens, as 'n jong mens is om 'n Glenbar toe te roep, 'n gebedssangdiens en 'n geloofswandelsangdiens, vars met 40 vars, kosbare heiligheidsliedere, 3 splinternuwe poppekaste wat ons, ek het getel, ek kan nie vir jy sê, ons het dit belaglik baie poppekaste gedoen. 'n Vars jeugtoneel wat Manfred vir ons geskryf het, om by tieners 'n toneel te kan doen, en presies die evangelie, ons het 'n jeugliedjie wat ons nou hierna, as die 2 dames getuig het, gaan ons die jeugliedjie vir sing, wat ons vir tieners geskryf het, ons het die Here vertrou, Here, hoe gaan ons hierdie koormusiek by vandag se tieners uitkom? Toe gee die Here vir ons die jeugliedjie, hoe kosbaar, ons gaan dit nou vir u sing, hy is 'n bietjie anders, jy weet, kop nou so herorganiseer. Ons het 'n kindertoneel oor 'n koekbak, het die Here vir ons gegee vir die damespan vir ons om te doen vir graad 4 tot 7, so ons het kort tonele, 'n toneel oor 'n piesang, wat die mense laat in bewoor raak het wat die Here se teenwoordigheid, net oor 'n simpel piesang en 'n geskiedenistoneel wat ons vanaand gaan doen in die saal. Jy kan dit nie mis nie. 'n toneel uit 'n kosbare tyd van die AJB, 8:30 na die aanddiens vanaand in die boonste saal. Asseblief, jy mag dit nie mis nie. Dit is deel van ons herdenking. En hoe kosbaar, die Here het ons vars boodskappe gegee, maar die Here het ons ook lesse geleer. En die Here het ons beskerm. Daar is soveel getuienisse. Weer eens, ek wens ons kon by alles uitkom, maar Madrie gaan vir ons 'n bietjie getuig
oor die lesse wat ons geleer die jaar het aan die Doret oor God se beskerming, soos ons getoer het. Baie dankie. Nou, goeiemôre aan elkeen. Ja, so die jaar het afgeskop en ons hier agter het mekaar nog nie baie goed geken nie. Dis maar net van konferensies sien en bietjie hier, bietjie daar. Maar hierdie jaar het ons regtig soos familie geword. En ek het gevoel daar's regtig 'n sterk band. En hoe meer ons mekaar sien, hoe meer ons saamwerk, saam bid, hoe sterker het dit geword. En ja, maar natuurlik is ons 'n hele span en elkeen se persoonlikhede is uiteenlopend. Ons almal is nie dieselfde nie. En dit het goed gegaan en ons het kort het ons het 'n touch base genoem. Dan kom ons by mekaar en ons praat, is daar iets wat jou pla, is daar iets wat ons ook kan verbeter. En daar het 'n tyd hierdie jaar gekom wat dit vir ons uitdagend was, dat ons deur 'n paar uitdagings gegaan het as span, maar ek onthou dat ons gesit het by 'n koffiewinkel en ons het alles mooi uitgepraat, soos die Engels sê, heart to heart. En daar het ek regtig ervaar dat as ons 'n ding uitpraat, dan kom daar genesing, daar kom vrede, en so het die Here ons ook deur die moeilike en uitdagende tye deurgedra. Baie dankie. Ek wil nie vertel van dinge wat ons oorgekom het en die Here se beskerming. Toe ons in Kimberley was, die oggend vroeg toe word ons geroep, toe het ons die hek waar Madriele bly, moes die ouens die hek gaan vat en hom gaan terugsit in sy spoor, want daardie hek wat swaar is, het uit sy spoortjies uitgegaan. So die Here het, dink ek, vir Madrie beskerm, want daardie hek kon altyd op haar geval het, alhoewel sy sê hy na die ander kant toe geval. En dan ook Melindy, in hierdie tyd het sy 2 keer absesse gehad in haar keel. Sy het mangelontsteking, of toe haar mangels verwyder is, het daar reste oorgebly. En ek dink in Kimberley het dit die eerste keer 'n abses gevorm, en ook toe ons in Gauteng was, het daardie abses weer, het daar 'n abses ontwikkel en het sy vir 'n operasie gegaan, so daardie abses kon gebars het of iets, maar die Here het haar beskerm en daar's betyds daarna gekyk. En dan ook toe ons by Haven Village was, het ek met die kinders, ek kyk na die pakgoed, so ek het na Reina en Armin gekyk. So ons het daar aan die een kant gestaan en daar's 'n swembad daar naby. Op 'n stadium het ons gaan stap, want dit raak bietjie moeilik om hulle stil te hou. En toe het ek hulle toegelaat om hulle voete in die water te sit, en ons was net aan die vlakkant, en die volgende oomblik, ek het seker weggekyk of iets toe sê, toe val Reina aan die water, maar sy het net voorgeval, so haar rok is oornat, en Armin sê, my sussie het amper versink. The things I used to do, I don't do them anymore. The things I used to do, I don't do them anymore. The things I used to do, I don't do them anymore. There's been a great change since I've been born again. Bum, 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 I've been born again. There's been a great change since I've been born. There's been a great change since I've been born. There's been a great change since I've been born. There's been a great change since I've been born.
used to say, I don't say them anymore. The things I used to say, I don't say them anymore. Things I used to say, I don't say them anymore. There's been a great change since I've been born again. There's been a great change since I've been born. There's been a great change since I've been born. There's been a great change since I've been born. There's been a great change since I've been born again. Now there are some that say that you will stay a sinner in need, but when Christ has set you free, then you'll be free indeed. Stop trying to Work your own salvation, simply to Christ you must heed. There'll be a great change when you are born again. There'll be a great change when you are born. There'll be a great change when you are born. There'll be a great change when you are born. There'll be a great change when you are born. There's been a great change since I've been born. There's been a great change since I've been born. There's been a great change since I've been born. There's been a great change since I've been born again. There's been a great change since I've been born. The great change since I've been born. The great change since I've been born. There's been a great change since I've been born again. To go to heaven, he must be born Ek hoor net 'n bietjie aan die ander kant met dieselfde boodskap. Hoe kosbaar. Prys die Here vir sy genade oor ons as span. Ons het na die Weskaap wat ons kosbare geleenthede. Ek onthou so oom Pieter Skols die ouer huis waar hy was voor hy oorlede. Soveel mense by daai aftreeoord na ons toe gekom het en gesê oom Pieter het my na die Here toe gelei. Oom Pieter het my in die volheidslewe ingelei. Hoe kosbaar. Ons vertrek van daar af Namibië toe. Waar ons vir 3 weke in 14 dorpe gewerk het. 40 verskeie skole gesien het met die evangelie geleenthede by skole, by 16 kerke opgetree het en saam met 15 ander geleenthede. Ek dink hierdie span het al hulle lewe so hard gewerk het en dit was so kosbaar. Dit was control chaos. Soos die Here ons bederf en geseën het en soveel vir ons kom doen het. Namibia was so 'n belewenis. Meeste van die tyd het ons 5 uur opgestaan om 7 uur te ry na die volgende dorp om opening te doen, skoolopeninge te doen die hele oggend tot 1 uur se kant. Die middag is al hulle tyd die aand doen ons die sangdiens by die NG Kerk of by die kerk daar in die dorp en slaap ons net gehoor die huismense wil met jou kuier tot 12:30 in die oggend en dan moet jy 5 uur opstaan na die volgende dorp toe ry. Dit was baie oggende was so. Is jy nog reg hierso vars, né? Hier's nou nie uit te moeg vir hierdie toer nie. Moet nou by ons bly. Daar's nie tyd vir rond lê of vir leihartsie. Die Here gaan ons gebruik. Ek gaan vir Juret vra en vir Rozel vra om te getuig hoe die Here ons bederf het. Ten spyte van moeg en ten spyte van tye. Die Here het ons soveel keer net eenvoudig bederf. Prys die Here. Nou hier in die middel van die jaar was ons in die Vrystaat en toe in Kimberley en toe beweeg ons Natal toe. Nou baie van ons was nog nie baie Natal nie, so ons het bietjie skrikkerig gewees en gewonder wat wag vir ons in Natal. Maar die Here het ons so kom bederf op verskeie maniere. Van die heel noordste punt daar Mongusi, Kosti Baai wat ons by die seetyd kon spandeer. Maar vir my persoonlike hoogtepunt was die Here het dit beskik dat ons as koor kon uitreik by die Drakensberg Seenskoor. Nou ons het saam met hulle gesing, maar mense besef hulle sing op 'n ander vlak, maar ons het gekom wat ons wil hulle bedien met die evangelie. En
Die een groot probleem was ook die verblyf daar die aand. Ons het begin rondvra, maar iemand nou weet waar die Drakensberg Seetskool is, sal weet, verblyf daar is nie maklik en goedkoop nie. En ons het rondgevra, ons het begin soek, en oom Wian, hy kyk my net op 'n stadium met so smaal, en hy sê, nee, wag, hy gaan iemand bel. En oom Wian kom terug, en hy sê, nee, daar's mense uitgepraat, hulle het 'n huisie, ons kan almal daar gaan bly, ons moet net ons eie bedde goed bring, en dit was regtig baie goedkoop, 'n paar rand betaal, en ons almal slaap daar, en vriende, ek wil net vir u sê, toe ons daar instap, ek dink nie ek was in my lewe al in so 'n grand, soos die Engelsman sê, grand plek nie, as jy instap, so 'n glasvenster wat uitkyk so op die vallei in die Drakensberg Seetskool met die Rolls-Royce berg wat daar lê. Toe ek die oggend uit my bed uit klim en ek stap so in die kombuis en toe selfs die vloere verhit. Daar en dis 'n kaggel en die Here het ons in, maar die een krisis wat ons toe ook het, ons sê Here, ons bly nou in hierdie wonderlike plek, maar ons het nie regtig kos gehad die aand om te eet nie. Ons het maar toebroodjies ingepak en ons sê vir die Here, maar ons sal in hierdie fancy plek sal ons vir ons eierbroodjies maak. En toe ons na die tyd by die Drakensberg Seetskool was, toe was Tyrone se familie wat van Natal bly, die oom het net kom luister hoe ons saam met die koor sing. En hy sê toe na die tyd, maar waar gaan julle nou eet? Ons sê nee, ons het kos daar by die huis. En hy glimlag, hy sê nee, maar hy weet van 'n restaurant hier af, maar dis toe nou al laat en dis Sondag aand, ons weet nou nie of daar plek oop is nie. En hy kyk toe en daar's Dragon's Peak Resort, die van wie wat hom ken. En hy sê toe nee, ons gaan daar by die restaurant sit, maar nou raak Tyrone bedout, want dis sy familie, so as hulle nou nie aanbied om te betaal nie, moet hy betaal. En hy begin sommetjies maak en hy sê vir ons, julle bestel die goedkoopste ding op die tafel. En ons sit daar en op 'n stadium vra die oom ietsie oor die finansies en vis antwoord hom so 'n bietjie, jy weet maar net eerlik en so ons vertrou die Here en daar sê die oom, maar hy voel op sy hart. Hy wil vir ons betaal vir die ete en ons kan bestel net wat ons wil. En ons het so lekker geëet en na die tyd staan hy op, hy sê, daar's net een probleem en ons dink toe, o jette, hy het dalk sy bankkaart bestel, of vergeet of iets en nou het ons klaar die diergoed bestel. En hy sê, nee, julle het toch die pudding bestel. En hy sê, bestel vir julle pudding. So vriende, ons het net so ervaar hoe die Here ons seën. Vir my vis was dit baie spesiaal, want dit was waar ons witbrood was, so ons kon gaan stap en net die tyd daar geniet. So ons eer die Here. Hy het soveel keer vir ons in die werk van die Here, hy bederf 'n mens. Hy ken die begeerte van 'n mens se hart en hy het ons oor en oor so kom bederf. Ja, ek het nou nie die voorreg gehad om die hele toer mee te maak nie. Ek was in die eerste 2 kwartale saam gewees. En so tussendeur het ons daar 'n kans gehad om 'n bietjie te rus ook. Ons het in die Oos-Kaap begin en in Huiwel-Noord en daarna Graafrenet. En daarna het ons so vir 3-4 dae gaan rus. Nou die plek waar ons gaan rus het, was in Prins Albert gewees. En dis my wêreld daar, ek kom van die klein karwaas. Ja, ons het die oggend gereis en toe later die middag toe aangekom. En daar was glad nie krag of internet of selfoonontvangs nie. Dit was so lekker gewees. En ek kon vandag nog so vir my lekker. Ja, ons kon net uitrus en die Here op net soek en ons het dus so tussen die koppe en berge gebly. En ek het een oggend wakker geword en daar was niks rondom ons gewees nie. Om net die voeltjies te hoor en die natuur te hoor, hoe die Here dit geskaap het om so wakker te word. Dis besies groot voorreg. En ons meisiekinders het, jong dames het een oggend besluit, ons gaan die berg uitklim. Nou ek het 'n longprobleem. Ek raak baie gemoeg, maar ek het besluit ek gaan saam stap op die nippertjie. En die Here het my so bewaar en ek het nie moeg geraak of niks nie. Ek het net weer die Here se teenwoordigheid ervaar. En ons as span kon ook weer, soos Madri gesê het, by mekaar kom en nader aan mekaar kom. En ja, as mens gaan kyk waar die plek is, ek dink nie dis baie goedkoop vir ons gebly het nie, maar die Here het ons ook verniet daar laat bly. So ons is die Here ewig dankbaar dat ons bietjie kon rus en ons het nie 'n sent daarvoor hoef te betaal.
a fire upon the mountain, bringing the water back again, into the fold of my Redeemer, Jesus the Lamb, for sinners slain, seeking the lost and pointing to Jesus, souls that are weak and hearts that are sore, leading them forth the ways of salvation, showing the path to life evermore. Going afar upon the mountain, bringing the wonder back again, into the fold of my Redeemer, Jesus the Lamb, for sinners slain. Thus I will go on missions of mercy, following Christ from day unto day, cheering the faint and raising the fallen, pointing the lost to Jesus the way. Going afar upon the mountain, bringing the wonder back again, into the fold of my Redeemer, Jesus the Lamb, for sinners slain, Nou ja, van Namibië is ons by die Oranje Rivier distrik om die laaste deel van die eerste toer. Dis nog nie die eerste toer, vriende. Daar is nog 3 wat voor lê. En dit was vir 6 weke en ons sluit die laaste 2 weke of week en 'n half af daarso in Namibië in Oranje Rivier distrik, daar in Apitin, Katu en 'n klomp klein dorpies en dis waar in Olifantshoek was die legende van die ertmannetjie gebore. Ja, hy staan tussen ons. En op daai noot is daar was ook vriende, daar was tye wat ons span gelag het. Jy kan nou dink so klomp jong mense en Tannie Dorette kon net uithou vir so lank toe join sê maar. En ons het gelag. Daar was tye wat ons uit ons harte uit gelag het. En om dit te getuig aan Madrie en dan Albert, net lekker tye wat ons gelag het. Nou ja, toe ons daar in Noord oorkom, dit was die warmste wat ek in my lewe al gekry het. Dit was 49.5 grade gewees. Die sweet tap ons af en dan moet ons voor in 'n kerk staan sonder 'n waier en oulik lyk en sing vir die mense. Maar in elk geval, die storie wat ek wil vertel is, ons het een aand, ek wil nou al sê, in 'n tipe van 'n lokasie geslaap, maar daar's 'n sendinghuis daar en is redelik veilig. Dis 'n dubbelverdieping en die aand laat gaan almal kamers toe en Nita toe gaan stort. En die huis is toe met die lering. En ja, sy nou in die badkamer was, het sy nou gestort en wat ook al, en ek hoor die commotion buite die kamer, en ek kom uit en toe hoor ons die sleutel in die deur afgedraai. En nou weet ons nie wat om te doen nie, almal is op, die hele huis is wakker, en ons almal is nou reg met die aksie wat plaasvind. Maar sy het toe by die badkamervenster uitgeklim. Dit is die enigste venster in die huis wat nie die lering opgehad het nie. En sy het toe buite op die afdak om die huis geloop. En sy kom toe by Nita, by Christine en Maria se kamer en sy klop aan die venster. En die lig is aan, maar sy verstaan nou nie hoekom maak hulle nou nie vir haar die venster oop nie. Maar ek kan net dink, die wat aan die binnekant van die kamer was, wie klop aan my venster op die bootste verdieping? En sy sê sy klop en niemand maak oop en toe sien sy die lig gaan af. En toe ewe skielik, toe maak Christine die gordyn oop en sy kyk vir Nita so. En sy verstaan nie hoekom maak Christine die venster oop nie. En toe sê sy, maar die sleutel het afgebreek, maar ek sê altyd, Nita is iemand met 'n plan. Sy het natuurlik by die venster uitgeklim het. En in elk geval, toe is dit almal onder, na die onderste verdieping toe, hulle stoot toe die trailer nader, en toe was daarin die ridder op die wit perd wat dan van die land afgehelp het. So vriende, met so 'n groep het ons natuurlik altyd so 'n paar
weet grappe tussen mekaar ook. En Manfred, of van ons manne, weet as ons 'n bietjie, as ons so oorwerk is en so, dan sal Tyra nie agter my skouers kom staan, net so 'n bietjie, weet of ek sal vir vis so 'n bietjie druk, maar Manfred, hy het baie gegroei. In die begin van die jaar, as jy hom net so gedruk het, dan het hy so weggeskrank, en dan, hy hou nie baie van fisiese aanraking nie, maar so het ons dit nou maar gerespekteer, en tot by een geleentheid toe ek nou my kans gekry het. Ons was by 'n skool in Okahanja, dis net so 100 km noord van Windhoek, en dis 'n laerskool, klomp swart klein kindertjies, en ons bring vir hulle die boodskap, man, en hulle reageer so mooi, en na die tyd kom gee hulle vir my 'n drukkie, nou ek het geen probleem nie, en ek besef toe, maar Manfred staan net so eentjie van my af, en soos jy kan sien, hy is 'n bietjie langer, maar ek sê toe vir al hierdie kindertjies, daai oom hou baie van drukkies. En al daai swart kindertjies, julle moet nou net die prentjie in julle kop sien, kom hier rondom Manfred. Maar en ons neem 'n video, as jy die video wil sien, kan jy na my toe. En ewe skielik sak hierdie lang man net so af. Hulle het vir hom getackle daar, en hy omring, dankie Manfred. So, ons het gepraat oor heiligmaking, en so het Manfred sy heiligmaking gegroei, dat hy geleer het om liefde te aanvaar, en my te vergewe vir dit. Kosbaar, en alles vir ons heiland is so lekker gewees. Dit was so voorreg, en ons het lekker saam gelag. En dit alles kom terug for the cause of Christ. Vir sy glorie kon ons hierdie alles doen. The only thing I want in life is to be known for loving Christ, to build His church, to love His bride, and make His name known far and wide. For this cause I live, for this cause I die, I surrender all. For the cause of Christ, all I once held dear, I will leave behind, for my joy is this, oh, the cause of Christ. It is all my soul will prize, regardless of the joy or trial. When agonizing questions rise, in Jesus all my hope abides. For this cause I live, for this cause I die, I surrender all. For the cause of Christ, all I once held dear, I will leave behind, for my joy is this, oh, the cause of Christ. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only sing your praise. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only sing your praise. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only sing your praise. For this cause I live, for this cause I
79 dae gehad wat ons konferensies, jeugkamp en 'n klomp distrikswerk moes doen. Elkeen was terug na hulle eie area toe. En toe skop die kortste toer, was die tweede toer, dis hier reg, jy moet nou weer inklim in die bussies in. Ons is Oos-Kaap toe en vir 3 weke het ons 'n kosbare tyd in Oos-Kaap, reg deur die Oos-Kaap, dis waar die Prins Albert gebeurtenisse gebeur het. En na die tweede toer het ons 51 dae gehad, uitsluit in die rus om ons VBS'e en 'n klomp goedjies agter mekaar te kry in distrikte voordat ons kon wegskop by die Vrystaat, die derde toer, wat ek dink ook een van die langste toere was. En vriende, terwyl jy nou sou dink, die Here het ons gebruik om by siele uit te bring, het die Here ook met ons kom ontmoet. En Melindy en Manfred gaan getuig waar die Here met ons as span bemoeienis gemaak het. Kosbare tye. Dankie eers Melindy en dan. Ja, ek wil graag getuig van waar die Here met ons kom ontmoet het en ek dink ons baie meer geleenthede, maar een wat spesifiek vir my uitgestaan het, was toe ons in Natal was. Daar in Mongoose, net so by die kus, ofwel by Mozambique se grens, daarso was ons by 2 sendingspare wat onder die Zulus werk. En ons het nie Natal baie goed geken nie, en Zulus was dalk 'n vreemde volk vir ons, maar daarso het ons een aand met die sendingpare geëet en hulle het 'n Zulu man genooi, wat tot redding toe gekom het onder hulle bediening. En dit was so kosbaar, want hy het in eenvoud verduidelik hoe hy by die Here uitgekom het met baie stryde en baie vasgevang in sangomas en toordokters en voorvadergeeste en al hierdie dinge. En sy broer het homself net 'n paar, hy het vertel dat sy broer hom net so 'n paar jaar voor dit selfmoord gepleeg het nadat hy so voorvadergeeste beoefening gedoen het en met toordokters by mekaar was en toe besef hy, maar daar is geen verlossing daar by die voorvadergeeste en toordokters nie. En daar het hy self uitgereik na die sendelinge toe en hy het gevra, hulle moet hom help, want hy wil ook hê wat hulle het. En met baie vasting, baie gebed, het hy vrygekom en hy was vrygemaak deur Jesus Christus. En dit is so kosbaar om te gehoor. Ons was almal in trane daar weg van hoe die Here, selfs in ander volke en ander nasies werk. Ons prys die Here daarvoor. Dankie. Nou ja, vriende, dis vir my ook 'n groot voorreg om te kan getuig en 'n ontmoeting van die Here met ons span wat vir my uitgestaan het en ek het regtig deur elke toer gegaan om te dink wat ek met u kan deel. En dit was met 'n geleentheid toe ons in die Vrystaat was. Ons was daar in Bloemfontein en op 'n dag is ons daar by die Ebenezer kerk. En die predikant van die kerk, Dominee Nardus Borman, se broer oom Japie, het toe gekom en hy het toe vir ons span ietsie gedeel. En ek moet vir u sê, vriende, dit is so kosbaar vir ons om vir 'n slag bedien te kon word met die woord. En hy het daardie dag vir ons, ek wil basies sê, vermaan oor die boodskap van heiligmaking, om aan te hou dit te verkondig. En ek erken, ek kan nie alles onthou wat daai dag gesê het, maar 'n paar dinge het vir my uitgestaan. En een is die oom het vertel van hoe hy self by die Here uitgekom het. En hy sê net soos Israel uit slawerny verlos was van Egipte, was hy uit die slawerny van sonde verlos. Maar net soos Israel ook, het hy 'n baie lang tyd in die woestyn gehad. Hy was vergewe van sy sonde, maar hy het gesukkel om oorwinning oor sonde te kry. Ek kan nie onthou hoe lank het hy gesit in daardie plek nie. En uiteindelik het die Here deur sy genade vir hom hierdie boodskap gedeel van heiligmaking. Nie die boodskap van volmaaktheid nie, maar om oorwinning oor sonde te kan kry. En toe sê hy vir ons, daar was 'n punt waar iemand, ek wil sê aangejaag om te hierdie boodskap. Hy het baie seer ervaar. Hy het later hierdie boeke van hom oor heiligmaking en alles wou net verwerp, verbrand en weggooi. Maar die Here het hom toe aangespreek daaroor. En hom gesê, dis nie 'n boodskap van die mens nie, dis my boodskap. En hy kan nie ophou om dit te vertel en te verkondig nie. En vriende, daardie dag kon ons as span opnuut vir die Here kniel en hom vertrou en aanroep vir hierdie boodskap in ons eie lewens, maar ook vir die erns daarvan om dit te verkondig. En ek moet vir u sê, dit was baie kosbaar om net opnuut te besef dat as die Here sy kinders red, hy los hulle nie net in die kloue van die sonde nie. Daar is volkome oorwinning oor enige en alle sonde. Baie dankie.
Nou ja, ons is nou klaar met die tweede toer en ons kom daar weg in die Vrystaat. En na ons in die Vrystaat klaar is, ons het daar net in die Vrystaat distrik alleen, en ek dink dit was 2 weke, het ons 10.862 van die siele bereik. Net in die Vrystaat distrik met 'n besonder goed uitgewerkte, waarvan die jeug 9.223 skooljeugtieners was, wat ons bereik het met die evangelie, hoe kosbaar. En waar ons, ons het 42 verskeie geleenthede daar behartig, daarna vertrek ons na Kimberley toe, om daar saam met Jan uit te reik, wat 'n voorreg om saam met Johan en Tannie Annelie te kon bly. Ek en my vrou en die Here het ons so geseën. Daarna was ons vir 3 weke na meeste van ons span se gunsteling deel van die toer. Daar's 'n paar titels wat lekker was of dit of dat, maar hierdie was net 'n lekker tyd. Ons is so geseën onder die Gerbers in Natal en die Here het ons kom besoek. En op hierdie noot gaan daar 3 rapporte wees om te getuig oor siele. Spesifieke siele wat hierdie jaar by die Here Jesus uitgekom het. Tyron, Maria en dan Daniel. Ja, so van jaar toe ons in Kimberley was, was my baie kosbare tyd gewees, waar ek toe op een oggend saam met Ian en vir die Glenmar Bybelskoolstudente na die polisie is vir 'n opening. En die Bybelskoolstudente die boodskap daar kom bring. En na die boodskap het hy afgesluit en 'n uitnodiging gemaak as enigiemand is wat behoefte het dat die persoon wil uitkom en ons kom gesels. En so het almal verdaag, almal is toe weg en niemand bly toe reg agter. Was toe iemand wat bietjie gesels het, maar daar was nie regtig behoefte en enigstens daaropsig gewees en ons is toe daar na 'n rukkie daar uit en ons is op pad kar toe. En hier iewes skielik van die agterkant af hoor ons iemand roep in hierdie eindstewoorde: "Hey, ek wil asseblief met julle praat." En ek draai toe om en ek kom toe agter iemand praat, maar ek weet nie wie en ek kyk toe terug en die een persoon wat agter ons stap, kyk verby ons. Hy kyk in 'n heel ander rigting. Ek dink toe maar, miskien is dit 'n stem van die Here wat met ons wil praat. Ek weet nie wie met ons praat nie, want hy kyk verby en niemand so, hy het nie met ons gepraat nie. En so nou ek aanstap en vir die tweede keer hoor ek: "Asseblief, ek wil met julle praat." En ek kyk toe weer terug en hy kyk weer verby. En nou weet ek hierdie oomblik, weet ek nie, is dit nou regtig die Here ons maar net ek weet nie. Maar toe ek weer vir 'n derde keer terugkyk, toe sien ek hoe sy mond beweeg en hy sê: "Hou net aan, stap tot jy by die kar kom. Ek wil asseblief graag met julle praat, een van julle praat." En ek loop toe aan en ek loop tot op die voertuig en hier kom hy en hy begin toe net met my gesels. En hy sê hy het hierdie ding op sy hart en hy steek dit al so lank weg. En hy moet dit met iemand deel. En hy kon amper skaars met, toe hy begin praat, toe loop die trane. Hy kon nie eers amper my deel nie, maar toe, langs die kort, toe kom dit daarop neer. Hy het iewers het hy gestap met sy gesin en daar het iemand gekom, rowers gekom met wapens en hy moes homself beskerm het. En hy beskerm sy familie en hy skiet toe iemand dood. En hy sê in hierdie oomblik, toe die dood hom tref, toe hy iemand doodmaak, dit het hom so hard getref dat hy besef en hy dink aan sy eie dood en hy kon nie aande slaap nie. En hierdie man was so ryp vir die evangelie. Ek het nie eens veel nodig gehad en ek lei hom net daar in daai oomblik deur hierdie saak, deur hierdie situasie na die Here toe en daar breek hy en hy val voor en hy sê: "Ek wil net Jesus hê," en hy neem die Here daaraan. Ek het nie veel nodig gehad nie, hy was so ryp. En hoe die Here siele voorberei het en hoe hy my kon gebruik het om net so 'n man wat klaar so ryp was na die Here te lei. Ek gee al die eer aan die Here, wat was so 'n kosbare oomblik wat die Here daar kon bewerk het. Dankie. Dit is my groot voorreg om te deel hoe die Here ook kom werk het in die jong dame se lewe. Toe ons in Kroonstad was, is daar 'n meisie wat na 'n jeugaand agtergebly het en sy het aan my gebid. En baie keer dan dink mens, wel, ek bid nou met die persoon en ek weet nie, gaan hulle die pad met die Here stap? Gaan ek hulle weer sien? Gaan hulle regtig die Here volg? En dit was my so kosbaar gewees toe hierdie dame by sending ete was saam met haar ouers en ek gaan toe om haar te groet, ek so bly om haar te sien en ek sê: "Hallo, hoe gaan dit met jou?" En haar ouers sê ook hallo en hulle is so bly om my te ontmoet en hulle sê: "Maar my dogter het vertel hoe die Here in haar lewe kom werk het daardie aand." En dit was my so 'n bemoediging om te weet dat die Here doen 'n werk in haar hart. Wanneer ons dink, ja, ek het maar net saam met hierdie siel gebid, dan het die Here 'n dieper werk om doen. En nog so een kort getuienis wat vir my baie kosbaar is toe ek by 'n ou huis was, ek gaan groet die een oom, ek kom klaar gegroet, ek gaan groet die tannie langs die oom,
En sy sê vir my, sy was 8 jaar oud toe sy die Here ontmoet het en sy is al 88 jaar oud. En sy sê vir my, maar praat 'n bietjie met die oom langs my, verwysende na die oom wat ek nou net gegroet het. En ek sê, okay, ek gaan nou maar weer terug na die oom en ek vra vir hom, maar oom, ken oom vir Jesus? Het oom al om sy saak met die Here reggemaak? En u weet, soos baie ou mense baie keer sal sê hy, ek is maar al die jare in die kerk, maar hy het nog nie vir Jesus gehad nie. En daardie dag het ek die voorreg om met daardie oom, 97 jaar oud, te bid en hom na Jesus te wys. Wat 'n groot voorreg. Ek groot vreugde om te vertel daar in Reddersberg by die een hoërskool daarso eenvoudige evangelie opvoering gedoen en een eenvoudige evangelie gedeel en dit het die kinders se harte so geraak by daardie geleentheid daar na dit so 'n groepie wat ek mee saam gebed sou bid, so 20-30 kinders so 'n groepie rondom gevorm en ek het van die kinders geken van 'n jeugkamp wat ons ook daar in ons distrik gehou het en dit was my kosbaar toe ek vir hulle vra, maar waar gaan julle as julle sterf? En hulle het sommer dadelik sonder twyfel en sonder huiwering gesê, ons gaan hel toe. Die trane het geloop soos die Here oortuiging oor daardie kinders gebring het. En daar in trane het hulle was dit 'n groot voorreg om ook vir hulle die weg van saligheid te verduidelik en was dit kosbaar toe daardie kinders ook die Here aangeroep het om hulle te red. En ek sê as hierdie die toer vir wat mense alles ook al deurgegaan het, kan ek sê is die moeite werd. En sien dit by Jesus uitgekom. Vriende, sal jy my nog 8 minute gee? Sal jy ons vergewe vir nog 8 minute? Ek is so jammer dat ons oor tyd gaan. Ons kan net nie stil bly oor die kosbare werking van die Here nie. Ons gaan nie nou skiep wat ons nou so sing en dalk as ons tyd het, as jy ons toelaat afsluit met hom. Maar na die derde kwartaal toer het ons 39 dae gehad vir ons eie distrikte om 'n klomp goed te doen voordat ons weggeskop het met die laaste toer. Is jy moeg al? Nog nie moeg nie. Jy kan nog nie moeg wees nie, daar is nog 'n hele toer wat voor lê. Bietjie meer as 4 weke. Ons begin daar in Potchefstroom saam met meneer en mevrou Swanepoel. Wat 'n voorreg. Ons het 'n week in Potch uitgery. Die kosbaarste geleenthede gehad. Ek dink hierdie Transvaal toer op die einde het ons asem so bietjie begin uitgeput raak, maar die Here het ons gedra. Die Here het ons gehelp, daai laaste deel, en ons het die tweede week die voorreg gehad, so met die Andries Venter, hulle wat hier is, in Rustenburg te kon wees, so kosbaar. Daarvan ons gaan ons Johannesburg toe Pretoria, die grootste steur het ons net 2 weke voor gehad. En ek weet nie wie dit besluit nie, maar of was nie ons man kry, gooi met 'n baksteen hier, of dit was kosbaar. Die geleenthede wat ons gehad het, wat die duisende siele wat ons kon toespreek in die Transvaal, dit was so kosbaar. Die laaste rapporte gaan Nika getuig, waar sy met 'n siel gebid het van hartsreiniging. Dit het ook gebeur, kosbaar, en dan Hendrik gaan getuig oor hoe die toerspan deure vir ons oopgemaak het in ons distrik. Ja, so ons het die wonderlike voorreg gehad om by 'n kerk op te tree en by die spesifieke geleentheid het ek die geleentheid gehad om te deel hoe ek die Here vertrou het vir heiligmaking en my alles aan die Here oorgegee het nadat ek lank 'n stryd gehad het van val en opstaan lewe en ek so desperaat geword het dat ek net gesê het, Here, ek sal enigiets gee. Ek is so desperaat, ek selfs bereid om te sterwe, maar ek kan nie so aangaan nie. Ek het nodig om 'n oorwinning oor sonde te lewe. En nadat ek na die geleentheid toe kom daar 'n vroutjie na my toe en sy sê, en ek kan sien haar hart is diep geraak. Sy sê ek het daardie behoefte, ek het al my lewe aan die Here oorgegee. Ek weet hy het my siel gered, maar dis of ek net nie oorwinning oor ervaar in my geestelike lewe nie. Ek het probleme met die meer en dinge, maar ek wil die Here soek. Sy sê ek het dit nodig waarvan jy getuig het. En daardie oggend toe kon ek saam met haar bid en met haar deel oor die boodskap van algehele oorgawe en die Here te vertrou om haar te vul met sy Heilige Gees. So gee die Here al die eer, hoe wonderlike boodskap om te verkondig, daar is oorwinning oor sonde. Die sangtoer toe hulle daar in Potchefstroom was vir my 'n geweldige groot seën. Ek het my mors dood gesukkel om by die polisiestasie in te kom. Elke keer as ek gaan en dan stuur hulle my na die ou toe, daai uitputtend geraak. Maar wat vir my kosbaar was is toe ek nou vir hulle vang met lus en sê ons wil vir julle kom sing. Toe sê hulle, nee, baie welkom, wat so by die
oggend geleentheid en wat vir my so mooi was is daar was 'n kwartet wat opgevoer het en hulle het gesing en die ou en beheer het gesit en luister na die sang en na die tyd toe trap hy al die polismanne uit. Ek weet dit was 'n uittrap want ek kom uit die polisie huis uit, so ek weet wat is 'n polisie uittrap. Waar hy hulle vasvat en sê die 4 werk saam. Wat daar was en was vir my so mooi. Hy sê die een val die ander ene aan en dit was so mooi waar alles so mooi mekaar vleg. Hy sê hoekom kan julle dit nie doen? En ek staan daar en ek weet daai koppies begin te sak van die polismanne en ek wens en bid maar net dat hy kan klaarmaak dat ons kan baie. Want ja, maar dit was vir my geweldige goeie oop deur. En toe vat hy hande met ons, toe sê ek wil graag julle gebruik om by die skole uit te kom. Nou net 'n bietjie van 'n agtergrond. Hoekom hy so sê is die kinders in Potchefstroom steel hulle ouers se kredietkaarte en koop hulle dwelms daarmee. Kan nie glo dat die ouens nou so bintie geraak het dat hulle nou 'n kaartmasjien het om te betaal vir hulle dwelms. Dit is verskriklik. So die polisiestasie wil graag met ons hande vat en is ongelooflik oop deur en ek kan glo in elke distrik is daar deure wat ons gesukkel het om by in te kom en nou is dit net waarwyd oop. Dis alle eer aan die Here. Baie dankie. Vriende, die span het geloop so stroop. Die samewerking, elkeen sy taak, en elkeen het sy gape gevul die jaar. En met die fumes, as ek mag so sê, van die span se eenheid en die feit dat die Here met ons was, tot die einde toe, het ons uiteindelik by samekoms aangekom. Waar ons oor 2 dae die wenstreep gaan oorkruis. 227 siele gered. 40.000 mense bereik met die evangelie. 2 mense gebid vir heiligmaking. Ek salueer julle, soldate van die kruis. Wel gedaan. Wie made it? Ons gaan vir afsluit met 'n laaste lied, dan gaan ek vir Frans Gericke vra om ons 'n slotgebed te doen. Hemelse Vader, uit ons harte wil ons U kom dank en ons wil aan U al die eer van ons harte kom gee vanoggend. En vir U baie dankie sê, Here, dat
U selfs by ons geloof verby gewerk het. En as ek dink hoe dat hierdie toer begin het, en ons nie geweet het hoe die pad vorentoe sou wees nie, waar die finansies vandaan sou kom nie, dank ek die Here dat U vir U saak ingestaan het en dat U dit alles moontlik gemaak het. Ek dank die Here dat ons eie harte verkoop geword het deur na hierdie getuienisse te luister en ook na hierdie kosbare liedere, dat U ons kom seën het, Here. En Here, ons sou graag saam wou gewees het by elke geleentheid, maar dank ons U dat daar soveel ander siele is wat hierdie seën kon ontvang het. Nou bid ons Here ook net vir hierdie groepie, terwyl hulle so hard gewerk het, terwyl daar soveel dinge saam gedoen is, en ewe skielik kom alles tot 'n einde, en dit is alleen. Wil ons kom bid vir hulle, Here, dat die hand van die Here op hulle sal wees, dat U hulle sal bewaar, dat U hulle sal beskerm, dat hulle nie nou moedeloos sal word, en as hulle uit hierdie samesyn uitbeweeg nie, maar dat hulle gedurig deur bewus sal word, dat die Here nog steeds met hulle is. Ons eer U vir hulle, die trots wat hulle gebring het in ons eie harte, en die seën en die verkwikking. Mag die Here in elke opsig vir hulle bly voorsien en bewaar in Jesus se naam. Amen.